Koos, ek weet nie baie van beeste nie. En die bietjie wat ek weet, het ek by jou geleer. So, ek moes nou gaan oplees en gaan navorsing doen oor die interessante gewoontes van beeste om nou vir jou hierdie boodskap saam te stel. En ek weet, jy sal nou seker vir my vra nou, wat het die beeste nou uit te waai met my situasie en die heupoperasie wat ek nou moet ondergaan? Maar kom ek verduidelik vir jou. Ek het 6 baie interessante feite gaan leer oor beeste. En die eerste ene is dat beeste is mos nou tropdiere, kuddediere. Hulle hou nie van alleen wees nie. Nou ek lees 'n baie interessante stukkie waar die veekundiges en al hierdie gedragskundiges en hierdie ouens verduidelik dat navorsing toon dat beeste, wanneer hulle nou so saam in 'n trop beweeg, 'n merkwaardige daling in hulle hartklop het en baie minder streshormone produseer. So hulle is outomaties baie kalmer wanneer hulle weet dat hulle nie alleen is nie. Nou Koos, ek wil vir jou sê my ou maat, jy is nie alleen nie. Daar's talle mense om jou wat vir jou bid en by jou staan en baie lief is vir jou. En ek verstaan baie goed dat hierdie operasie jou senuweeagtig maak. Maar jy's nie alleen nie. Ek weet deur die Gees is Jesus Christus by jou. Die woord sê mos nou vir ons dat God jou nooit alleen sal laat. Hy sê jy nooit begewe en verlaat nie. Net so min sal jou vrou, jou kinders en jou vriende ook jou verlaat. Ons is by jou, jy's nie alleen nie. Die tweede interessante ding wat ek geleer het, Koos, hulle sê, hierdie slim ouens, hulle sê dat wanneer daar 'n bedreiging nou kom, dan kyk die beeste onmiddellik vir die lead cow. Ek weet nie wat dit in Afrikaans neem. Seker, ek weet olifant is mos nou 'n matriark, maar hulle kyk nou vir hierdie lead cow. En dan kyk hulle wat sy besluit. Hardloop ons, storm ons, as ons weghardloop, waantoe hardloop ons en dis meer. So hulle kyk die heeltyd na hierdie lead cow om te sien wat sy gaan doen. Nou Koos, dis sekerlik nou nie reg om te sê Jesus is ons leading cow nie. Maar ek dink kom ons leer dit van 'n bees. Hy kyk na die een wat die pad ken. Wanneer hy onseker is, Koos, dan sê die woord van die Here mos vir ons, God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is reeds in die toekoms en niemand ken die pad soos wat hy dit ken nie. So Koos, hou jou oë op Jesus. Die derde interessante feit wat ek geleer het, is dat navorsing het blykbaar bewys dat wanneer beeste deur onbekende mense hanteer word, hulle baie meer spanning beleef as wat hulle beleef het wanneer bekende mense of 'n bekende persoon of die wagter of die boer of so hulle hanteer. Nou ek het al met my eie oë gesien in jou geval en op ander plekke dat beeste aangehardloop kom wanneer hulle die stem van die eienaar hoor. Hulle weet hoe sy stem klink en dit laat hulle stresvlakke onmiddellik val. Hulle weet hier kom 'n bietjie voer of hier kom 'n bietjie lek of wat ook al die geval mag wees. So Koos, ek weet daar is 'n stem in jou kop wat met jou praat en dit maak jou bang en dan laat voel jou onseker. Maar maak hierdie stem stil, my vriend. Luister na die stem van die Heilige Gees wat in jou hart vir jou sê, ek is by jou, moenie bang wees nie. Die vierde baie interessante feit wat ek gelees het, is dat beeste nie deur 'n drukgang beweeg as daar nie 'n lig aan die ander kant is nie. So al is daar net so 'n ou dowwe liggie aan die ander kant, as die beeste net so bietjie deur daai tonnel kan kyk, dan gaan hulle deur. Maar blykbaar loop 'n bees nie 'n manier deur 'n tonnel as daar nie so bietjie lig van die ander kant af deur hierdie tonnel kom nie. Jy sal nou miskien dalk baie beter weet as ek oor daai interessante feit. Maar hierdie heupvervanging van jou, my ou vriend, voel dalk vir jou soos 'n smal, donker gang. En dit maak jou bang, en ek dink ons verstaan dit. Maar ek wil jou bemoedig met die gedagte dat daar lig aan die ander kant is. En daardie lig is nie net minder pyn of minder ongemak nie. Daardie lig is nie net jou vrou en jou kinders, jou vriende en jou familie en almal wat aan die ander kant van daai donker tonnel vir jou wag nie. Maar meer as alles is daardie lig Jesus Christus. So hou jou oë op daardie lig, Koos. Die operasie is nie die eindbestemming nie. Dit is net die gang.
Jy gaan aan die ander kant uitkom. Die 5de interessante ding wat ek gelees het is, dat een veearts sê dat 'n bees baie vinniger gevaar aanvoel, nog lank voordat hulle brein dit kan interpreteer. Baie interessante feit. Nou ek as 'n pastoor sal natuurlik nou hierdie storie interpreteer en sê, dit is omdat sy hart meer sensitief is as sy kop. Nou, anders as beeste, is ons as mense geneig om toe te laat dat ons koppe met ons lywe rondsmokkel. Ons kop jaag mos nou ons lyf gereeld op 'n knop. Ons oordink alles, ons stres onsself dood oor goeters en ons stres onsself letterlik in 'n siekte toestand. En ek wil vandag vir jou sê stop. Die Here jaag jou nie. Hy maak jou nie senuweeagtig nie. Hy lei jou sagkens deur hierdie proses. Die Bybel sê mos nou daar in Psalm 23, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer. Jy sal geen onheil vrees nie, want God is by jou en hy beskerm jou. Die laaste interessante feit, Koos, is dat hierdie slim beeskenners sê, dat beeste baie sterk instinktiewe vermoë het om terug te keer na plekke van veiligheid, rus en versorging. Dit maak nie saak waar daai bees op die plaas rondloop of homself bevind nie. Hy ken sy pad terug na die water toe, of na daardie veilige plekkie in die bos, daar waar hy die lek lê, hy ken sy pad terug soontoe. Jy gaan deur hierdie situasie ook kom, en jou pad terugvind na beterskap, na jou vrou, kinders, en die gemaklikheid van jou huis. So ek wil vandag vir jou sê, my ou maat, wanneer jy so bietjie onseker voel, of bang voel, of dalk alleen voel, dink net 'n bietjie aan hierdie beesboodskap. Hierdie situasie is dalk vir jou soos 'n os in die sloot. Maar, daar's 'n spreekwoord wat sê, al is die osse vet, hulle moet nog steeds trek. Met ander woorde, party dinge moet net eenvoudig gedoen word, al is 'n mens nie lus daarvoor nie. Koos, met jou heup is die kalf nou letterlik in die put. Maar, gelukkig is jy so sterk soos 'n bees. So pak hierdie bil by die horings, want op die ou einde kom selfs die agteros ook in die kraal. Mag die Here jou seën, Koos. Ek wens vir jou net die beste toe deur hierdie proses. Ek weet dit sal goed gaan en jy gaan aan die ander kant uitkom, want daar's lig wat skyn daar. Daar's 'n verwagting. God bless you, staan sterk. Ek sal jou bel deur hierdie tyd ook en hoor hoe dit met jou gaan en opvolg. So moenie bang wees nie, daar's klomp mense wat vir jou bid en by jou staan. Die Here seën jou. Ons is baie lief vir jou, vir Amanda en die kinders. Pas julle self op. Tot ons weer gesels, my ou maat. Totsiens.